Christus ons vergewe het, gaan ons die hemel is. Ek het eendag vir 'n pastoor gesê, toe hy sê, hy en die ander pastoor het 'n streng gehad, die kerk het gebou is, die pastoor kom voor, sê, Pastor, antwoord my net dit. Nou wat die hemel doen, want jy gaan die pastoor daar gaan kry, as jy die hemel uitkom. Amen. Ons gaan mekaar mis in die hemel as ons vergewe hier mekaar op aarde. Vanmorgen is my moeder vir die kerk van God te jou. Kom ons vergewe en vergeet. Amen. Kom ons vergewe en vergeet. Halleluja. Dat is belangrijk. Amen. Baie kere dat sê jy, ek sal die persoon vergewe, maar ek wil ook nie sien. Ek wil nie met hom praat. Ek wil nie in sy kamp en nie myself bevind. Dit is nie vergifnis nie. Amen. 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 As die Here ons so gedruk het, as ek die waarheid op vanmorgen by Karel bevind. Kom ons vanmorgen doen wat die woord sê. 70 meer getal as die jare, die dag van die jaar. So jy moet elke dag vergewe. Kom ons vergewe onze kinders. Kom ons vergewe onze vrouwe. Kom ons vergewe onze maat wat die Here in ons lewe gegee het. Kom ons vergewe onze families. Hulle wat ons seer geraak het. Hulle wat nie hierdie evangelie verstaan nie. Amen. Hulle wat nie weet waarmee is hulle besig nie. Sodat hulle kan sien die Here wat ons en ons lewe. Amen. Die Here seën die vanmorgen die waarheid. Ek praat met myself ook vanmorgen. Ek praat nie net met u. Miskien is daar ook iemand in my lewe wat ek ook gesê het, ek wil niks gedaan met die ek het dan gegeven. Maar die Here is vanmorgen my getuie, dat ek vanoggend besef, as ek nie gaan vergewe nie, Suster Maria, I will mis hebben. En ek wil met die Here uitkom. Amen. Met my hart en met my siel, wil ek die Here sien, die Here sien. Amen. Hallelujah. Thank you for forgive and forget. De rest van die oorstaat hij brengt me die aan de zin. Amen. Je moet er toe ver weg, niet om je naam te kennen. Ik wil het niet keer aan zo'n zoon niet. You don't want to keep the gates up. But as the year then in your hand can hold, as he did continue hold. As the net they can niet liegen. De ene wat God die kan doen is lief. Let us forgive each other. Don't let this day pass us by without forgiving each other. As we iets in de hand weer, niemand zegt die woord van de Heer. As David maar het ding met schreeuwen naar die samen, hij zei, ik hier gewoon meegedacht heb. Ik kan ook niet je gedachten lezen, maar hij kent je gedachten. Ik kan me nog zitten denken bij je wil maar hij kent wat je zegt. Hij kent. Dat wil zeggen, je kent mijn zin en je kent mijn opstaan. En je kan er hier gaan zitten. Ik weet niet dat ik ken wat er in. We moeten op te staan.
nou probeer gekry om te gee. Gee aan die Here wat aan die Here behoort. Gee aan keiser wat aan keiser behoort. Hy sê toe hy oorvrou kom en 'n penner ingooi. Hy sê hy vir hulle, sê die meeste everybody know that scripture. You know that scripture. Not that you don't know it. Sometimes in the heart, when say heart, I don't see it there. I only make me a that year was a beste, it was open house. No, you can't be a little bit of one kidney. Of a scarp, you know, you can go open. No, yeah, that's why I can always hear. It will be a concern after, and the poor is after. You come, that is why you know what I hear and put it open. That's what happens here. Ik moet je dan vertellen, hoe komen wij bier vandaan op hier? Als ze wilde bier, dat komt bij ons op aan die dieren. Ik zal nog lijken iemand die me die tijger openen. Je weet wel dat waar die leeuw of die tier op. Als je daar hier komt openen, die Here gaan je ook meer van hulle gee. En hy is so hoe 10 gram of oorlog te raak. Jy en die hele, en die hele kom open, ontslag ons. Die slag om niet met koffie. Die laat het goed doen. Amen. Ja. We zullen die jaren openen en die schaap op die lange keer geslaagd, maar die goed vlieg. Om die zonde. So hier komt ook nog een zonde, hier komt slag op doen. Yes, Lord. Hoe laat die goed vlieg? Kom aan de lied krijgen. Hier aan die Here wat aan die Here behoort. Halleluja. Overigens in die tiendes gezien, Heer seën. Als je vanmorgen is op aan je dan kun je dat verificatie en geleerdheid om te worden en dan ook wat dan vrij dan zit in dat deel met verklaren zelfs wat ik breiden van de woorden krijg. Zie ik ook Heer in de leven met dat het zal weer als mijn hartige wereld die nog goddelijke wijze in ons zal zagen. Ik vrij Heer in ons nog verder zal ook zien dat wij niet zo goed hebben in Jezus naam. Amen. Amen. Amen.
En ons verhoor wat U aan ons wil sê. So ore is geneig en gerig, Here, op dit wat U vanmôre vir ons wil sê. Gee ons aanvanklike harte. En laat Here vanmôre die woord van my mond en die oordeenking van my hart vir U in lieflike geur sal wees. Die opening van die woord bring lig en dit maak die eenvoudige verstandig. Ons is vanmôre hier by mekaar, Here, met een doel en dit is om U naam groot te maak. Baie dankie, Here, vir die wonderlike getuienisse en sangliedere wat gesing was en skriflesings wat gedoen was. Alles was gedoen tot eer en verheerliking van U naam. Waar U nou verheerlik, Here, deur die prediking van U woord. Gee ons 'n oor, Here, om aandagtig te kan luister wat U vir ons wil sê. Help ons, Here, om nie te vergeetachtige hoorders sal wees nie. Maar Here, dat ons U woord in ons eie lewe sal toepas. Bewaar ons, Here, en beskerm ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Met baie danksegging. Amen. U kan maar sit, geliefdes, ek groet u in die naam van die Here. Baie dankie vir die teenwoordigheid. Die Here is vir ons goed en ons gaan die Here prys soos wat het gelees was. Alles wat asem het, die Here prys. En dat die Here wat ons die asem gee om hom te prys. So alles wat ons hom gee, kom van hom af. Daar is net wat ons hom gee wat hy nie aan ons gegee het. So there's nothing new that we can give God. En ons is dankbaar dat die Here ons 'n stem gegee het. Die Here het ons oë gegee en ore. En vanmôre gaan ek met u lees uit die boek van Jona. Ek wil net iets byvoeg by dit wat Suster El gesê het. Ek dink dit is seker een van die moeilikste dinge vir ons as Christene om te kan doen. Vergewe. En soms is jy nie verkeerd. Of kom ek sê, jy is nie in fout. Jy is nie die oorsaak van die stryery nie. Maar die Here verwag van jou, hy sê as jy met jou offer na die altaar kom en dit val jou by. Ek weet nie hoekom in die Heilige Gees die skrif so laat skryf nie. En dit val jou by, jou broer het iets teen jou. Jy het nie iets teen jou broer nie. Jou broer het iets teen jou. Dan los jy jou offer by die altaar en jy gaan maak reg. En omdat ek nou voel, ek het niks verkeerd gedoen nie. Hoekom moet ek na hom toe gaan? Wie is hy? Moet ek agter hom aanloop en hy het my seer gemaak? Maar jy sien, geliefdes, dit is in die proses van vergifnis wat ons die deurbraak kry. In die proses van vergifnis wat ons die oorwinning kry. Because wanneer jy jou hande oplig om die Here te prys, dan hoor jy net die gedagte sê, jy lekker die Here prys, maar jy vergeet. Jy en broer Dennis is nie lekker met mekaar nie. Nou wil jy hande ophef. Jy sal wanneer die hand moet sak, because jou gewete is die een wat jou aankla, is nie die Heilige Gees nie. Is jou gewete wat jou aankla. En so wil ek die woorde sê, geliefdes. Daarom het David gesê, I will lift up my hands and I will praise him, for he is the one that has set me free. Jona hoofstuk 3, 40 days of grace. Daar moet iets belangrik wees in die nommer 40. Because reg in die Ou Testament lees ons van die nommer 40. Daar moet iets is omtrent 40. En ek het probeer opsoek, wat beteken die nommer 40? Waarom is dit so belangrik dat die Here 40 van praat? En dit het verskillende betekenisse. In die gedeelte wat ek nou vir u gaan lees, gaan u hoor, wat beteken 40? Daarom sê ek, 40 days of grace, 40 dae van genade. As die 40 dae om is vir hierdie mense, dan gaan God hierdie stad verwoes. Jona 3 vers 1, en die woord van die Here het vir die tweede keer tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Nineve en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Met ander woorde, die Here het hom nog nie die boodskap gegee nie.
Die Here sê, ek gaan vir jou sê, wanneer jy daar kom, wat moet jy sê? Toe maak Jona hom klaar, en gaan na Nineve, volgens die woord van die Here. En Nineve was 'n ontsaglike groot stad. 3 dae reis te voet. En Jona het begin met 1 dag reis ver die stad in en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Nineve verwoes. En die manne van Nineve het God geglo en 'n vasdag uitgeroep en groot en klein het hulle met rou gewaad bekleed. Jona 1, dan gaan die eerste 2 verse lees. En die woord van die Here het tot Jona gekom. Ek het nog gelees die tweede keer het hy na Jona toe gekom. Maar hier is die eerste keer wat hy na Jona toe kom. En die seun van Amittai het gesê, maak jou klaar, gaan jy na die groot stad Nineve en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Vers 3, maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug van die aangesig van die Here af weg. Kan 'n mens van die aangesig van die Here af wegvlug? Jona moet hy vraag antwoord. Because Jona, die Bybel sê, toe die Here sien hoe die sonde opstyg, toe sê die Here, Jona, ek wil hê jy moet gaan om hierdie mense te waarsku. Ek wil hê jy moet hierdie boodskap aan hulle oordra. Sonder dat Jona hoor wat is die boodskap, toe hardloop Jona na Tarsus toe, weg van die aangesig van die Here af. Nou hulle reken, Jona het die boodskap van die Here verkeerd verstaan. Because die Here sê, 40 dae gaan hy die stad verwoes. Maar omdat God genadig was oor Nineve, het Jona nie gedink, die Here moet hierdie mense begenadig. Hy het gedink, die mense verdien om te sterwe, because hulle sonde is so hoog, dat die Here hulle eintlik moet straf vir hulle sonde. Maar God is nie soos 'n mens nie. Hy sê in Jesaja, so hoog soos wat die hemel bo die aarde is, so hoog is my gedagte bo julle gedagte. En toe Jona hoor Nineve, toe sê Jona, very good, because die mense is goddeloos. Ek hou nie van die mense nie, ek wil eintlik hê die mense moet sterwe. Nou, die vraag wat ek my altyd afvra as ek by die boek van Jona kom, waarom het die Here nie 'n ander profeet gestuur nie? Because Jona wys aan hom van die Here, ek gaan eerder Tarsus toe, ek gaan nie Nineve toe nie. Hulle sê Nineve is oos van Israel. Tarsus is wes. Hier sit Jona in die middel. Jona moet hierdie kant toe gaan. Maar Jona besluit, ek gaan hierdie kant. Hy gaan verder weg van die plek waar die Here hom stuur. Nou, soos ek sê, die vraag wat ek my altyd vra, waarom het die Here nie iemand anders gekry nie? Was daar nie ander profete wat die Here kon gebruik nie? Maar nou was dit die Here by Elia. Hy sê Elia, daar 7000 profete wat jy nie gebuig het. Met ander woorde, as ek nou daai skrif kan koppel met Jona, daar is nog 7000 profete, maar die Here sê, ek soek vir Jona. Alhoewel Jona dink, hy kan van die aangesig van die Here af weg hardloop, kry die Here 'n storm. En Jona, om 'n lang storie kort te maak, word van die skip afgegooi. En daar gaan Jona. Die Here prepare 'n vis om hom in te sluk. En Jona is vir 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis. Nou, as ek dit kan analiseer in my view gee, dan meen ek Jona, die vis het vir 3 dae en 3 nagte geswem. So ver was Jona af koers, van sy koers af. Vir 3 dae en 3 nagte swem hy vis nog weer aan die pad terug.
om vir Jonah uit te kom spoeg hier. Dan kan nie meer sê hoe hy vasgevoel met 'n gesonde man in sy binneste nie. Because dat moet ongemaklik gewees het vir hom. Vir 3 dae met die ongemaklike ding lewe. En toe kom hy en hy kom het vir Jonah uit. En die Bybel sê die tweede keer toe hoor Jonah. En Jonah, geliefdes, ruk hom reg. En hy gaan na hierdie stad toe. Daar was nie, ek weet nie, het Jonah roer gehad nie. Het hy nog gestink van die, whatever die vis. Because, wat die vis geëet het, want hy 3 dae. Ja. Hy sê, Jonah sê, hy was dood. Because sy liggaam, sy kop, sy gesig was omring met dit wat die vis ingesit het. Hy het het op homself gebring as hy eerder geluister het na die Here. Het ons nie elke keer van ons, miskien 'n Jonah in ons lewe. Wanneer die Here sê hier af, dan wil ek nog eers hier afgaan en verskoning maak en baie dinge, dan wil ek terugkom as die Here my moet force om terug te kom. Die Here forceer vir Jonah. En toe Jonah uitgewommet word in die vis. Toe besef Jonah, hoorie, jy kan nie van die Here af weghardloop. Ek moet nou einde, ek moet gaan na Nineve toe, of ek gaan weer terug en ek sien die kans om terug te gaan in die byt van die vis. Ek gaan maar beter gaan om hierdie boodskap te gaan aflewer. Dit was nie 'n moeilike boodskap vir hom om af te lewer. Al wat die Here vir hom sê, gaan sê oor hierdie mense 40 dae. Kyk hulle kans om te bekeer. As hulle nie bekeer nie, gaan ek die stad verwoes. Toe die mense hierdie boodskap hoor, ek weet nie, Jonah moes 'n magtige prediker gewees het. 150.000 mense kom tot bekering. Maar die woord wat ek vanmôre by julle wil bring, is 40. Die nommer 40 beteken 40 dae van genade, dan gaan die Here die stad verwoes. Met ander woorde, 40 in hierdie opsig beteken vir hulle genade. As jy hierdie kans nie gryp nie, gaan die Here die stad verwoes, en jy wat in die stad is en ongehoorsaam is, gaan saam met die mense omkom. Maar hierdie mense gryp die genade kans aan. Alhoewel in Nahum lees ons, toe vernietig die Here die stad. Jy sien, 40 dae van genade het hierdie mense aangegryp, maar hierdie mense het veragter in die genade van die Here. Hulle het nie gegroei in die genade van die Here nie. Hulle het gebly waar hulle was. Daarom sê Paulus, moenie bly by die begin van bekering nie. Maar Petrus, tweede hoofstuk, die derde, 2 Petrus, die 3de hoofstuk, die 18de vers. Groei in die genade van die Here en in grow in grace and in the knowledge of the Lord. En wat hulle gedoen het, hulle het die genade van die Here ontvang, maar hulle het nie gewerk, hulle het nie gegroei, hulle het nie iets gedoen omtrent die genade wat die Here aan hulle geopenbaar het nie, of aan hulle bewys het nie. Hulle het gestak met hierdie melk. Hulle het nie vaste spys gekry nie, because hulle was gestrand met melk. Maar die woord wat ons bring vanoggend is 40. Why was 40 so important for God? Die eerste keer wat hierdie woord 40 voorkom, of hierdie nommer, was in Genesis, toe die Here met Noag sê, Noag, dieselfde ding wat in Nineve gebeur in Noag se tyd. Die Here sê, Noag, ek wil hê jy moet 'n ark bou, because die sonde van die mense is so hoog geword, dit is ondraaglik om daarna te kyk. Ek gaan hierdie mense verwoes, en ek wil hê jy moet 'n ark bou.
En die mense sê vir hom, Noag, ons hoor wat jy sê, maar daar het nog nooit water geval nie. Hoe lyk water, hoe lyk reën? Want die Bybel sê daar het nog nie gereën nie. Die bome het gegroei met dit wat uit die aarde opkom, die water wat onder die aarde was. En niemand het geglo wat Noag vir hulle sê. Maar die Bybel sê toe die Here vir Noag sê, Noag, die ark is klaar, dat die diere inkom, en wanneer die diere in is, dan bring jy jou 3 seuns en hulle vrouens en jou vrou, en dan gaan ek die dier toesleep. Maar hier kom die woord 40 op die nommer 40 in. Die Bybel sê vir 40 dae. I believe die Bybel sê nou nie, maar vir 40 dae was daar 'n storm reën. Die hemel het reën gegee, sodat daar nog nooit reën was nie, en nooit weer sal wees op die aarde nie. Dan kyk nou die dag, dat het in Mozambique of in, Mozambique, die reën, die water, is so geweldig, dat die dakke van die huise steek net so bo aan die water. Die bome is letterlik toe onder die water. En ek dink by myself, dit is wat die Here gedoen het in die tyd van Noag. Toe die water val, vir 40 dae aan een reën dit net. En in hierdie geval, was die nommer 40 God se oordeel. God het hulle dae gegee, en maande, en jare, ek weet nie hoeveel jare nie. Mense sê Noag het gepreek vir 120 jaar. Maar ek het dit gaan soek vanoggend in die skrif gekry. 120 jaar. En nadat hy klaar gemaak het, Noag was 500 jaar oud. Of was hy 600? 500. Toe hy die ark bou. Kyk hoe lang moedig is die Here. Toe Noag 650 jaar oud is, toe val die reën. So, van daar af kan jy aflei, die Here was geduldig vir meer as 100 jaar. Wat het die mense waarsku? En 40 vir hulle beteken, die Here het hulle geoordeel. God's judgment, follow them. Maar hoor jy geliefdes, die nommer 40 kom ook voor. Toe Moses in die huis van Farao was, die Bybel sê toe sien Moses 'n Egiptenaar beklei met 'n Israeliet, en hy slaan die Israeliet. En Moses kom na vore, hy slaan die Egiptenaar, en hy slaan hom te hard, daar slaan hy hom dood. Die Bybel sê toe, die volgende dag, toe beklei 2 Israeliete, en die een sê, terwyl Moses kom om vrede te maak tussen die 2, sê hy, wil jy nie doodslaan soos jy gister die Egiptenaar doodgeslaan het. En Moses, geliefdes, hardloop weg. Moses hardloop weg vir 40 jaar. Nie meer 40 dae nie, maar hoor jy toe word het 40 jaar. Vir 40 jaar is Moses weg. En Moses pas die skape van sy skoonpa op. So, wat 40 ook hier beteken vir Moses is 40 jaar van genade wat die Here aan hom bewys. So God's grace was van Nineve net 40 dae gegee. So die Here, ek sal nou sê, hoekom het die Here nie van Nineve meer dae gegee? So hoog soos die hemel so op die aarde is, soos die Here se gedagte. And who can question God? Wie kan met die Here ondervra? Of wie kan met die Here vra? En vra, Here, wat doen U nou? Hoekom doen U dit? Vir hom gee jy 40 jaar kans, vir my gee jy 40 dae kans. Die Here doen wat hy wil. Pastor Neville, die Here doen wat hy wil. Met wie hy wil.
En wanneer en niemand kan omdraai en vir die Here sê, maar Here, waarom het U my 'n donker vel gegee en vir haar 'n wit vel? Niemand kan die Here enige vraag vra nie, because die Here se gedagte is Moses vir 40. Die Bybel sê toe Moses terugkom en hoor jy die lang stories met God. Toe kom Moses terug en die Here seën vir Moses en die Here sê vir Moses, ek wil hê jy moet die volk uitlei. En terselfdertyd, toe sê die Here vir Moses, ek wil hê jy moet opkom na die berg toe. Ek wil jou die plan gee wat jy moet doen wanneer jy in die beloofde land aankom. Hoe jy moet optree, wat jy met die Israeliete moet sê. En die Bybel sê vir 40 dae en 40 nagte is Moses in die berg met God. Wat doen die volk? Hulle sê Moses is weg en kom nie meer terug nie. Aaron, kom maak vir ons hier so 'n kalf. Ons kan nie wag vir Moses. Hulle sê Moses is dood. Niemand kan so lank op die berg bly nie. In die teenwoordigheid van God. En hulle sê, maak vir ons 'n kalf wat ons hier sê die kalf ons uitgelei. Maar hoor jy toe die Here so kyk toe sê vir Moses, kyk wat doen die volk. En Numeri hoofstuk 13. Althans stuur Moses 12 spioene uit om die land te gaan verken. Die Bybel sê hierdie 12 manne gaan en hulle verken die land. En vir 40 dae en 40 nagte is hulle in die beloofde land. Hulle scout rond, hulle kyk rond, hulle doen alles en hoor jy toe hulle terugkom na 40 dae en 40 nagte. Met die report wat hulle aan Moses gee. Die Bybel sê, toe word die hart van die Israeliete amper soos ys wat smelt. Hulle sê, ons kan dit nie maak nie. Die woord van die Here sê, hulle sê vir Moses, ons lyk soos springkane die mense so kom. Ons sal dit nie maak nie. Ons beter maar net hier omdraai. En die Bybel sê, die Here sê vir Moses, nou gaan ek hulle straf, because ek gaan dat hulle vir 40 jaar in die woestyn ronddraai. Hulle trek vir 40 jaar so in die ronde. Because in hierdie opsig het God se 40 jaar vir hulle straf beteken, totdat al die ou mense uitgesterf het en die nuwe generation die land ingegaan het. So what am I trying to say, beloveds? 40 jaar in die woestyn rond. Hulle het dit oor hulle self gebring. And sometimes, geliefdes, wanneer ons hierdie dinge lees, dan dink ons, hierdie mense moet regtig buitengewone mense was. Hulle is nie mense wat ge-experience het wat ons experience. Maar die boodskap wat ek wil oorbring, dit is beter om na die Here te luister as na mens. Amen. Because toe hierdie manne terugkom, 2 van hulle het gehoor van die Here en 2 van hulle was direk deur die Here afgevaardig om te sê wat hulle gesê het. Soms wanneer jy 'n woord kry in die Bybel, dan dink jy nee, die is nie vir my nie. Die woord was vir daai mense. Die woord is nie van toepassing in ons tyd nie, because daai mense het nie in hierdie tyd gelewe wat ons nou lewe nie. As ons vergifnis byvoorbeeld vat, wat vanmôre so baie oor gepraat was, hulle sal nie weet wat ek deurmaak nie. Is maklik vir jou om van vergifnis te praat, because jy het nie deurgemaak wat ek deurmaak nie. Maar die voorbeeld is vir ons duidelik in die lewe van Christus, dat hy het vergewe sonder om sonder om die mense kwaad
met kwaad te vergeld. Wanneer iemand my seermaak, word dit dan plan ek om hom of haar op sy te maak. Because ek wil hy of sy moet voel die pyn wat hy of sy aan my gedoen het. But this is totally a wrong perception. Because retaliation and revenge is nie God se plan vir jou en my lewe nie. Amen. Jonah het die mense van Nineve gehaat. Hy het geweet wat hierdie mense doen en hy het hulle gehaat. Maar weet jy wat doen hy? Hy dink God haat op die mense. You cannot hate what God loves and you cannot love what God hates. Amen. God loves them. God gave them an opportunity to repent. Maar Jonah is die monster dat die mense moet bekeer. En wat gebeur daar, Jonah? Die boodskap gebring. Toe gaan sit Jonah op 'n koppie. Hy gaan sit bo op die koppie en hy kyk na die verwoesting. Toe die Here nie die stad verwoes nie, toe Jonah kwaad. En Jonah sit en sê, ja, Here, dat is die rede waarom ek nie wou gekom het nie. Ek het geweet U is genadig. As die mense vra vir genade, gaan U hulle vergewe. Want dit is hoe die Here is. En Jonah moet die harde les leer. Dat as die Here jou stuur, is maar beter om te gaan. Al lag die mense jou uit. Al spot die mense met jou. Al sê die mense ook wat, is beter om te gaan as die Here jou stuur, as wat jy die guns van hierdie mense soek. Hy het gemeen, die mense gaan my uitlag. Hier kom 'n Jood, en hy kom vir ons vertel van die Here gaan vir ons. Maar dit is in die gehoorsaamheid wat ons aan die Here gee, waar die deurbraak kom. Ek luister na iemand wat sê, the road to success is never easy. The road to obedience is never easy. Because die Here gaan dit vra om dinge te doen wat ons die liefste vir ons. Hy sê vir Abraham, nadat Abraham jare gebid het vir 'n seun, hy sê vir Abraham, toe Abraham nou hier met Isak opgeskeep sit en nie opgeskeep, nie opgenome is. En hoor jy, dit gaan nou net om Isak. Toe sê die Here vir Abraham, ek wil hy moet vir Isak opoffer. Die persoon wat hy die liefste is, die Here sê ek wil hy moet hom offer. En dit is die stap op die pad van gehoorsaamheid. It is never easy, because gehoorsaamheid, sê die Here vir Samuel, gaan sê vir Saul, gehoorsaamheid is beter as offerhandeling. Amen. En so wil ek vanmôre vir u sê, the number 40 is a very important number, because 40 beteken ook probation. Probation, laat my altyd dink, wanneer ek 'n nuweling is by 'n company, dan sê die HR manager of HR supervisor vir my, jy is nou onder probation. 3 maande probation. Daai 3 maande gaan bepaal of jy permanent aangestel gaan word. Moenie laat kom nie, moenie baklei nie, moenie steel nie, moenie al hierdie dinge doen nie, because hierdie is company reels. As jy baklei aan diens, word jy onmiddellik gefire. Maak seker, jy verstaan die company se policies en die company se mission en vision. Nou as jy daai 3 maande gemaak het, dan kry jy jou brief, letter of appointment. Jy meneer so en so en so, ID-nommer wat, jy is nou permanent aangestel en hier gaan jou salaris wees, soveel 'n maand, dit gaan jou lief wees en dit gaan jou, jy is entitled to soveel dae sick leave en whatever. En 40, die probation wat hieroor gepraat word, is wat die Here van Moses gesê het. Moses was onder probation vir 40 jaar in die woestyn. Vir 40 jaar het die Here van Moses in die woestyn gehou. Ek wonder altyd so 'n hooggeleerde
skape oppas. Is mos 'n vermorsing van hy geleerdheid. Hoe kan jy 'n professor as, maar jy kom staan met 'n besem in die fabriek? Jou tyd van probation gaan kom, wanneer jy gepromoot gaan word. Wees jy net geduldig, it's your time of probation. Toe die Here sien hoe Moses die skape hanteer, en hoe lief hy vir die skape was, toe sê die Here, 40 jaar van probation is oor. Moses, ek wil hê jy moet my volk gaan uitlei. In training for 40 years. Behalwe die feit dat hy weggehardloop. Hy het gedink hy hardloop weg van Farao, omdat hy die Egiptenaar doodgemaak het. God het hom onder probation gebring. Toe hy 40 jaar verby is, hoor hy toe stap Moses terug. En die Here sê vir Moses, nou net so wat jy gevlug het. Gaan nou weer op dieselfde pad terug, gaan jy na Farao toe. En so wil ek nie vanmôre bemoedig, geliefdes. Sometimes is it net 'n probational period wat jy deurmaak. Moenie murmureer nie, moenie mismoedig word nie, moenie tol ingooi nie, because die Here is nog besig met ons. Het jy nou weet, Elia, nadat hy gehoor het, Jezebel wil hom doodmaak, toe hardloop Elia vir 40 dae en 40 nagte weg. God was preparing him for something greater. Soms dink jy, die teleurstellings, die hartseer, die strijd, die probleme, gaan nie 'n uitwerking hê op jou nie, want dit is presies die uitwerking wat God wil hê ons moet kry. God is training us for something bigger, something greater. Wat die Here ons help, wanneer ons in die tyd van probation, in die tyd van strijd en probleme, ons nie mismoedig sal word nie, maar ons Here se woord sal vashou. Want dit is in die gehoorsaamheid aan die woord van die Here wat ons die deurbraak kry. We want a breakthrough. En die woord op mense sê confess en confess. Jy kan confess as jy nie gehoorsaam is aan die deurbraak nie kom. We declare that God is with us. Amen. Maar die Here is seën en laat ons nie soos in Jona ongehoorsaam gaan. Maar ons sal gaan as ons die woord van die Here hoor. Want die Here het hom geseën. Halleluja. Ons sê die woord, Vader, ons is so baie dankie. Dat môre geleer het, Here, met die lewe van Jona en die ander soos Moses en Elia, dat Here alles werk ten goeie vir alle wie die lief het en na die voorneme geroep is. Ons is vanmôre hier, Here, omdat ons na die voorneme geroep is, het ons by die naam geroep, voor ons in ons moederskoot gevorm was, het ons al reeds geken, en die Here ons al reeds die planne wat U gehad het, al reeds vooruit beplan. My gebed is, Here, omdat ons vanmôre hier is, vra dat die Here ons sal seën, die Here ons sal beskerm en die Here se wil in ons lewe sal geskied. Dan is die Here wat ons vanmôre ongehoorsaam was aan die opdragte, dan vra ons dat die Here ons sal vergewe en dat ons Here ons ore sal oopmaak en aandagtig sal luister na die instruksie wat die Here vir ons gee. Dis my gebed in die naam van Jesus Christus. Baie dankie vir elkeen wie opgekom het. Here, met verskillende behoeftes en begeertes het ons opgekom. Mag die Here elkeen seën na die rykdom en barmhartigheid van U genade vanmôre. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie geliefdes vir opkom vir Here seën. Ek sien ek woensdag aan 7:00 wat se gebed is. Wat mense kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met die seën en die Here kom op te kom aan die seën. Amen.